Baasraak. Jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe baasraak. Baasraak. Jou oorwinning in Christus Radio. Baasraak Webradio. Is jy dors na die waarheid? Die boer van Zimbabwe, Henry Jackson, nooi jou om jou dors saam met hom te kom les uit die woord van God op sy program Strome van Lewende Water. Ons het nou, Boeta Pieter het vir ons gebid, ons glo ons is nou reg vir die saak, en hierdie besnydings van die hart, ons deel nou bietjie met die huweliksake, waar die besnydings van die hart my huwelik aanraak. Ek dink dis iets wat baie belangrik is op die oomblik, daar's baie mense wie se huwelike sukkel, en ons wil graag bietjie help hierso en wys waar die ding kan draai, en dit kan goed draai vir jou, jy kan 'n gelukkige huwelik hê, dis nie onmoontlik nie. Jy sê maar, jy weet nie vir my vrou nie, maar ek moet vir jou sê, dan weet jy nie die God nie. God is, kan enigiets draai. So ons kyk na, hoe lyk die koninkrykskap rol van die man in die huwelik. Hy het moes ons geroep om die man te wees, om die hoof van die huis te wees, om die koning in die huis te wees, maar hoe lyk daai in die huwelik? Ons het laas keer gekyk na nederigheid, dat om man te wees, om die hoof van die huis te wees, het die Here vir ons die patroon gegee, en daai patroon is 'n patroon van nederigheid. Jesus het gewys hoe om koning te wees deur die disippels se voete te was, en vir hulle gesê, as julle die eerste wil wees, moet julle leer om te dien, mekaar te dien, en so aan die koningskaprol in van die man in die koninkryk van God is baie anderste as dit van die wêreld. Die wêreld wil domineer, dit wil die sweep slaan, en dit wil almal seermaak, almal forceer. Maar in die koninkryk van die Here is dit nie so nie. Die man is die een wat die sagtheid in die huwelik bring. Hy bring die nederigheid. Hy gee die advies, hy wys hoe om sag te wees, hoe om mooi te wees met mekaar, hoe om mekaar op te bou en so. So nou wil ek na 'n ander deel van die koningskap ryk, die koningskap in die huwelik, hoe dit lyk in die huwelik. Ek wil 'n ander deel daarvan kyk, en hier is alles deel van die besnydings van die hart, want dit gaan oor hoe lyk die hart. En hierdie deel is waarheid. Ons wil 'n bietjie praat oor waarheid. Die koning wat waarheid inbring, die koning wat waarheid praat, woorde van waarheid is altyd woorde van krag, want daai woorde is betroubaar. So, hoe lyk daai ding, die waarheid? Ons lees 'n bietjie uit Johannes hoofstuk 14, ek gaan 'n paar versies lees, dan gaan ek bietjie daaroor praat. Johannes 14 en vers 6. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jy sien, hier is 3 dinge wat saamgesit is. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Die waarheid gee vir ons 'n weg. Dit gee vir ons 'n pad om te stap. En daai pad is 'n pad van lewe, is nie 'n pad van dood nie. Die waarheid is die kern daarso. As jy die waarheid ken, dan het jy 'n weg, jy het 'n pad om te stap, jy weet wat om te doen. En daai pad is 'n pad van lewe. So ek is die weg en die waarheid en die lewe. Jesus sê, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En dan sê hy bietjie verder in hoofstuk 8, gaan ek nou terug eintlik na hoofstuk 8 en vers 12, en hy sê daarso, hier sit weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. So eers begin hy, ek is die waarheid, nou sê ek is die lig. Lig is waarheid. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie.
maar sal die lig van die lewe hê, dat ons weer lewe. Waarheid gee lewe, lig gee lewe. Jy weet, sonder lig, as jy plante in 'n totale duister omgewing sit, sal die plante doodgaan. Plante het lig nodig, ons het lig nodig. En waarheid is lig en lewe. Dan lees ons 'n bietjie verder in vers 30. Terwyl hy hierdie dinge spreek, het baie in hom geglo. En Jesus het vir die Jode wat in hom geglo het, gesê, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. As julle in my woord bly. Vers 32, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Ek het gister in die gemeente gepreek, en gesê ons moet verstaan dat waarheid, die bron van waarheid, is nie die kerk nie. Die kerk is nie die bron van waarheid nie. Die woord is die bron van waarheid. Ons as die kerk, ons is 'n gemeenskap, as gelowiges, kry ons waarheid van die woord. Ons kry nie waarheid van 'n raadsitting nie. Of van goeie manne wat saam sit en besluit, ons beter dit doen of dat doen. Nee. Selfs 'n kerkraad nie. Die kerkraad moet selfs die waarheid volg. Die waarheid kry ons van die woord. Julle sal die waarheid ken, sê hy, en die waarheid sal julle vrymaak. So as ons regtig wil lewe, en die lig wil hê, en 'n weg wil hê, te weet watter pad om te stap, dan is die waarheid wat dit sal doen, en dit maak ons vry. En daai waarheid is hierin, in die woord. Ons kry waarheid van die woord. Vriende, en so dit is baie belangrik, dat ons gaan na die bron van die waarheid. Die woord, Jesus is die woord is Jesus. En as ons van daar af die bron van waarheid kry in ons lewe, en ons praat nou van ons huwelik. Ons wil waarheid in die huwelik hê, want waarheid maak ons vry. Dat ons nie vasgevang is in leuns, vasgevang is in moeilike dinge, omstandighede in die huwelik nie. Daar is vryheid beskikbaar, maar daai vryheid is gebonde in die woord van waarheid. Jy gaan nie vry wees as daar hele klomp tyd leuns en onwaarhede en dinge is in die huwelik wat duister is. Ons vertel nie van mekaar nie. Nee, ons wil hê die huis moet oop wees vir waarheid. Dat daar net waarheid is, want in waarheid word ons vry. Nou die teenoorgestelde, moet ons ook sê, Johannes 8 vers 43, Johannes 8 vers 43, en Jesus sê hierso, waarom kan julle my spraak, waarom ken julle nie my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. Julle het die duiwel as vader. Hy praat nou hierso met die fariseërs, met die kerkleiers eintlik. Sinagoge leiers. Julle het die duiwel as vaders en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. So nou kry jy hierdie twee koninkryke. Ek het laas keer ook bietjie gepraat oor die twee koninkryke. Die koninkryk van Babylon en die koninkryk van Jerusalem, die stad van Babylon, stad van Jerusalem, of die ander kant, die koninkryk van lig en die koninkryk van duisternis. Die koninkryke is hemelbreed uit mekaar uit, is heeltemal anders. Die koninkryk van lig is 'n koninkryk van waarheid. Die koninkryk van duisternis is 'n koninkryk van leentaal. Alles wat daaruit kom is leuns. As jy iemand uit die wêreld kry om vir jou advies te gee, en al wat hulle ken is wêreldse dinge, kan ek vir jou sê, daai advies gaan
leuns wees. Gaan onwaarhede wees. Ek gee nie om hoe slim, wat 'n grade persoon uit die universiteit gekry het nie. As hy nie die Here ken nie, dan het hy nie die waarheid nie. Hy het sy mense gedagtes. Daai mense gedagtes is beïnvloed deur die werke van die duiwel. En ons moet baie versigtig wees. Ek is nie teen universiteite en so nie, maar ek wil sê die bron is nie van waarheid, is nie universiteit nie. Die bron van die waarheid is die woord. Dis die bron. En enigiets wat mense gedagtes buitekant die woord begin gee, kan ek vir jou sê, daar's leentaal daarso. Daar's onwaarhede. So hierdie is baie sterk woorde wat Jesus vertel. Ons moet dit inneem en verstaan. Hy sê hierso, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Daar is geen waarheid in die duiwel nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie. Omdat hy leenaar is en die vader van leuns. In ander woorde, sy hart is vol leuns. As hy sy mond oopmaak, kom leuns uit. Nou gaan jy bietjie verder na hoofstuk 10, vers 10. Sê daar so, die dief is nou die duiwel, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle 'n lewe in oorvloed kan hê. Kyk die 2 koninkryke. Steel, slag en verwoes aan die een kant en lewe in oorvloed aan die ander kant. Dis die 2 koninkryke. En hierdie 2 koninkryke is soos 2 perde wat teen mekaar trek die hele tyd. En daai 2 perde beïnvloed ons lewe. Die hele tyd word ons gekonfronteer met hierdie 2 koninkryke. En ons moet besluit te neem aan watter koninkryk maak ons onsself onderdanig. Nou, ons as man, ek as man, is verantwoordelik voor die Here om waarheid in my gesin te bring. Om lig in my gesin te bring, om nederigheid in my gesin te bring, sodat my gesin vol van waarheid is, want dan lewe ons, dan lewe die huwelik, dan is die huwelik sterk en die kinders word groot in 'n sterk huwelik. Hulle het goeie voorbeelde en so. Ek as man is verantwoordelik daarvoor. So ek moet seker maak dat my lewe vol van waarheid is. Ek hoor een keer 'n Amerikaanse predikant sê dat hy daarso onder die rooiheide gepreek het en hierdie rooiheid Indian, American Indian, soos hulle sê, kom na die prediker toe, hy sê, hy sukkel, hy sê daar's 2 perde wat trek, een kant en ander kant toe, wat hier so binne in my leef. Hy sê daar's 2 perde wat aan my hart trek. Die een is 'n goeie perd en die ander is 'n slegte perd. En die predikant sê vir hom, nou watter perd wen? As die 2 perde nou so trek in die hart, watter perd wen? Die Indiër sê vir hom, die perd wat ek voer. Is dit die mooie storie nie? Die perd wat ek voer, is die perd wat wen. As ek myself die hele tyd voel met die dinge van die wêreld, gaan die dinge van die wêreld die oorheersende hand in my lewe hê. Maar as ek myself die hele tyd voer met waarheid, gaan waarheid en lewe die oorheersende hand hê. En so daar is 'n verantwoordelikheid vir my van hoe ek my hart voel. Ek het al voorheen hierdie skrif gekwoteer, maar ek wil dit weer doen. Spreuke hoofstuk 4. Julle ken daai versie. Spreuke hoofstuk 4 in vers 5. Dit sê hierso: verkry wysheid, verkry insig. In die Engels sê dit seek wisdom, seek knowledge, soek daarvoor, smag daarna. Verkry dit. Vergeet nie en wyk nie af van die woorde van my mond nie. Verlaat dit nie, dan sal dit jou bewaar. Kry dit lief. Dis waarheid. Kry waarheid lief en wysheid.
dan sal dit jou bewaak. Dan sê dit in vers 7, die beginsel van wysheid is. En dan word hier is die begin van wysheid. Hoe kry ek wysheid? Waar is die begin? Dis die beginsel. Verwerf wysheid. En verwerf insig deur alles wat jy besit. Seek wisdom. The beginning of wisdom is seek wisdom. Hoe kry ek wysheid? Ek moet daarna soek. Ek moet daarna smag. Hy sê so met alles wat ek het. Dis die mees belangrikste ding wat jy kan doen. Jy soek dit met alles wat jy het. Vers 8, hou dit hoog, dan sal dit jou verhoog. Dit sal jou eer as jy dit omhels. Dit sal 'n lieflike krans gee vir jou hoof. Dit sal jou sierlike kroon verskaf. In ander woorde, as ek wysheid wil hê, moet ek daai perd van wysheid voel. Ek moet my hart voel met daai dinge. Dis baie belangrik. Dan vers 20 sê hierso, my seun, luister na wat ek sê en neig jou oor na my woorde. Weet jy, soos iemand wat nie mooi hoor nie. Hy neig sy oor, hy sit sy oor so, laat hy mooi kan hoor, hy wil seker hy hoor reg. Jy neig jou oor na my woorde, die woorde van waarheid. Laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart, want hulle is die lewe vir die wat hulle vind, en genesing vir hulle hele liggaam. Bewaak jou hart met meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Joh, daai is 'n mooi woord. Vriende, as julle kan, skryf daai woorde uit, tik dit uit, sit dit iewers op in jou huis, 'n paar plekke, dat jou kinders dit kan sien in hulle kamer, jy en jou vrou dit kan sien in jou kamer. Bewaak jou hart met alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. So as ek my hart bewaar, dan maak ek seker dat ek my hart net met die regte dinge, die woorde van wysheid voel. Want as my hart bewaar word, wanneer ek praat, dan is dit soos 'n stroom, soos 'n well of living water, soos 'n stroom van lewende water wat uit my mond uitborrel. Dan gaan ek wys wees. Die woorde wat ek gee gaan wys wees. Hoekom? Want ek het dit ingesit. Jy weet, ons moet een van die dinge verstaan, die wêreld sê as jy nou oorlogvoering doen, die ding wat jy moet doen, jy moet jou vyand verstaan. Jy moet verstaan hoe sy denke is, sodat jy hom effektief kan veg. En om die duiwel te verstaan, moet ons weet, daar's een taktiek wat hy gebruik, as hy na jou toe kom. Hy gaan nie net met uit en uit 'n leuen na jou kom nie. Hy gee jou iets wat 90% waarheid is en 10% leuns. Dink bietjie daaroor. Hy gee vir jou iets wat 90% waarheid is en 10% leuen. As jy die waarheid glo, dan het jy nou die konsep daarso, en dan sit hy net daai bietjie 10% leuen, en jy vat daai ook as die waarheid. En as jy hom eers gevat het, dan begin hy bou op daai 10%, net dan is dit 15%, dan 20%. Uiteindelik het jy 'n hele leuen ingesluk. En dis hoe die duiwel kom, en as jy sien van die dinge wat gebeur, en selfs in die kerke en so, waar die duiwel mense pootjie, is dit met hierdie taktiek. Hy kom met 'n pragtige waarheid wat so mooi klink, en dan sit hy 'n bietjie leuen daarby. Byvoorbeeld, die genade boodskap. Die genade boodskap is 'n wonderlike boodskap. Die Here se genade is so groot vir enige iemand. Maar in Efesiërs hoofstuk 2 vers 8 lees ek dit. Ek gaan julle net gou daarso gaan dat julle dit kan sien.
sodat julle nie dink ek praat nonsens nie. Efesiërs hoofstuk 2 vers 8, want uit genade is julle gered. Dis die waarheid, nee. Maar kom ons gaan bietjie verder met die waarheid, dat ons die hele waarheid kan sien. Uit genade is julle gered deur geloof. En dit nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. So die genade red ons deur geloof. Dis nie net God se genade is daar, so maak nie saak wat ek doen nie, ek kan my lewe soos wat ek wil, sy genade is groot, ek gaan eendag hemel toe nie. Nee, daai genade is beskikbaar, is 'n wonderlike genade, is beskikbaar vir elkeen van ons, maar ons vat daai genade en maak dit ons eie, deur geloof. Kom ons kyk na 'n ander deeltjie, wat daai selfde storie vertel. En ek gee hierdie net om te help om te verstaan hoe waarheid werk en hoe die onwaarheid probeer inkom. In Johannes hoofstuk 8, julle ken die storie, kom die fariseërs met 'n vrou wat op heterdaad betrap is met oorspel. En hulle gooi haar daar neer voor Jesus en hulle sê vir Jesus, hierdie vrou was op heterdaad betrap met oorspel wat sy gepleeg het. Die wet van Moses sê ons moet haar stenig. Wat sê u? Wil hulle vir Jesus probeer betrap. En Jesus buig af en hy skryf so op die grond. En hulle druk hom. Uiteindelik staan hy op en hy sê vir hulle, hy wat sonder sonde is, gooi jy die eerste klip. En hy buig af en hy hou aan skryf. Ek weet nie wat hy op die grond geskryf het. Ja, allerhande mense het allerhande gedagtes, maar dit sê nie vir ons wat hy op die grond geskryf het nie. Maar wat dit vir my sê is, hy het hulle kans gegee om mooi te dink oor wat hy gesê het. Hy wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. In ander woorde, as enige iemand 'n klip optel om te gooi, verklaar hy, ek het geen sonde nie, en daar's niemand wat dit kon doen nie. Jy verstaan? En stadig gaan die mense weg, een vir een, van die oudste na die jongste. Toe hulle almal weg is, toe staan Jesus weer oorent, hy sê vir die vrou, waar is jou beskuldigers? Sy sê, daar's niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek beskuldig jou ook nie. Nou, van sy eie woorde was hy die enigste een wat die klip kon gooi. Hy is die enigste een sonder sonde. En hy sê vir haar, ek beskuldig jou ook nie. Maar dan kry ons 'n wonderlike waarheid wat jy moet onthou. Hy sê, gaan en sondig nie meer nie. Hy gee vir haar genade, maar daai genade moet sy vat vir haarself en haar lewe moet omdraai. Verstaan? Sy vat nie die genade en sy hou aan met haar oorspel nie. Sy vat die genade en die genade help haar deur geloof om haar lewe om te draai. Sy begin 'n ander mens te leef, ander mens te wees, deur die genade, deur die geloof. So, die leen wat daar kom, is die genade so groot, as hy 'n vrou kan vergewe, wat oorspel gepleeg het, wat van my, ek kan ook mos vergewe word, ek kan doen wat ek wil, ek kan leef soos ek wil, dis 'n leen, wat in daai genade boodskap kom, en mense maak dat hulle allerhande vreeslike dinge doen, onder die vandaal van genade. Ek is onder genade, ek is nie onder die wet nie, ek is onder genade, so ek doen wat ek wil. Vriende, dis 'n leen, daai bietjie leen wat in daai ding kom, en dit maak dat ons verkeerd leef. Kom ons kyk na 'n voorbeeld, en onthou ons probeer waarheid in ons huwelik, waarheid in ons lewe, maar dit is die hele waarheid. En die ding van die waarheid is, dit raak aan my hart, en as daar dinge in my hart is wat nie waar is nie, wat vol leuns is, wat ek verskonings maak vir my lewenstyl, verskonings maak vir my woede, verskonings maak vir my seksuele
denke wat in my kop ingaan, verskonings maak vir my sonde. Vriende, dan sit ek 'n klein bietjie gif saam met die goeie waarheid. En ons wil daai gif uitkry, die besnydenis van die hart is, ons wil daai goeters uitsny. Nou kom ons kyk na 'n voorbeeld van iets wat gebeur het. Julle ken die storie van Barabbas, né? Barabbas. 'n naam beteken seun van die Vader. Dis 'n mooi naam. Barabbas was 'n goeie man. Hy was 'n zeloot. Nou as jy bietjie kyk na die geskiedenis van die zelote het gestaan vir geregtigheid. Hulle was siek en sat van die verskriklike dinge wat die Romeine gedoen het. Die Romeine was wrede mense. Hulle het mense doodgemaak, hulle wette was onregverdig en hulle het sommer maklik iemand gekruisig vir niks en met die swaard doodgemaak en hulle die Jode het onder verskriklike kondisies het hulle geleef met hierdie Romeine. Hulle as 'n Romein wou gehad het, kon hy enigiemand geroep het en gesê, dra my goeders vir my. En hulle mag vir 'n myl ver daai goeders moes hulle dra. En hulle moes net doen enigiets wat die Romeine doen en die zelote was siek en sat vir hierdie. Want dit is bose dinge wat die Romeine gedoen het en die zelote het gestaan vir geregtigheid. Ons wil 'n geregtige regering hê, ons wil dinge hê wat in ons land reg is, goed gedoen is volgens die wet van God. En Jesus kom en hy sê, as die Romein vir jou vra om sy pakgoed vir 1 myl te dra dit 2 myl. Dan moet jy weet, die zelote het nie daarvan gehou. En weet jy dat Jesus toe 'n zeloot, Simon, kies as een van sy disippels. En 'n ander disipel wat hy kies is Matteus, die tollenaar. Die tollenaar het geld van sy eie mense gevat en vir die Romeine gegee. Nou moet jy weet, die zelote het die tollenaars gehaat. Hulle is aan die Romeine se kant. En Jesus sit hierdie twee in dieselfde span. Ek dink daar was spaks gewees met tye. Jy verstaan. En die ding is, want al twee van daai het 'n deeltjie waarheid, maar 'n deeltjie leuen. Die een se leuen is aan die een kant, die ander se leuen is aan die ander kant, maar hulle probeer leef met wat hulle, die bietjie waarheid wat hulle het, en hulle voel hulle self regverdig. En Jesus sit hulle in dieselfde span, dat hulle met mekaar moet gesels, hulle moet saam stap, hulle moet saam in dieselfde huis bly, saam eet, en hierdie zeloot en hierdie tollenaar. Nou kom Jesus voor Pilatus met sy beskuldiging en Pilatus kan sien dat Jesus onskuldig is en hy probeer hierdie kant toe, daai kant toe, hierdie kant toe, daai kant toe. Maar net voor Jesus se ding daar voor Pilatus was daar 'n groepie zelote wat besluit het, ons het genoeg gehad van die Romeine, ons gaan opstaan teen hulle. En daar was 'n geveg gewees en 'n hele paar van die Romeine was doodgemaak in daai geveg en Barabbas het die geveg gelei en hy's gearresteer en in die tronk gesit en voor Pilatus gebring en hy's tot die dood toe veroordeel. Die volgende dag moet hy gekruisig word. En nou staan Jesus voor Pilatus en Pilatus sien dat Jesus onskuldig is en Pilatus vra vir hom van sy koningskap. So jy sê jy's 'n koning. Jesus sê my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, want as dit van hierdie wêreld was, het my dienaars hulle swaarde opgeneem en ons het geveg. Maar my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. So hy wys dat die koninkryk van God nie staan in geveg en ons wil ons eie wette en ons eie dinge en ons forceer ons eie dinge net. Dis 'n heeltemal 'n ander koninkryk.
En Pilatus sê vir hom, so jy is 'n koning. Pilatus besef, Jesus is onskuldig, maar die Fariseërs druk vir hom, kruisig hierdie man, kruisig hierdie man, kruisig hierdie man. En in 'n laaste poging om vir Jesus vry te kry, sê Pilatus vir die Fariseërs en die skrifgeleerdes, hy sê vir hulle, julle het 'n tradisie dat by die fees dat ek een persoon moet loslaat. Ek gee julle keuse, Barabbas of Jesus. Nou Barabbas is die regverdige man wat staan vir sy volk en sy volk wil vrymaak. En vir die staan van die wet het hy iemand vermoor. Verstaan? Daar's 'n bietjie leuen wat in sy regverdigheid ingekom het. Dat is okay om my vyande te haat, want hulle is mos die vyand. En in daai is hy gevang. Nou hier staan Jesus en Barabbas. En hulle moet 'n keuse maak. Gaan ons Barabbas neem, die seun van die Vader? Of Jesus neem, die seun van God? Is dit nie interessant? Die name beteken baie dieselfde. Hier is Jesus, die seun van God, die regverdige. En die Fariseërs skree almal, Barabbas, Barabbas, Barabbas. Ek wil vir jou vra, as jy daar was daai dag, vir wie sou jy geskree het? Barabbas? Die een wat sy eie planne gemaak het. 'n halwe waarheid gelewe het. Vir sy volk wil vrymaak. Maar hy vat 'n deel van die genade, 'n deel van die woord, 'n deel van die waarde, en die res voeg hy by sy eie gevoelens, want sy hart is vol haat en bitterheid teen die Romeine. Barabbas of Jesus, wat sy eie lewe gee vir ons sondes. Vriende, hierdie Barabbas versoeking is 'n versoeking wat na almal van ons kom. Wat ek my eie planne het, hoe ek myself gaan regverdig, hoe ek dinge gaan regkry. My vrou moet buig, want ek is die hoof van die familie. Dis my planne. So nou hou ek van hierdie deel wat sê ek is die hoof van die huis, maar ek bly stil oor wat dit beteken om hoof te wees. Ek bly stil oor die feit dat Jesus sê die hoof moet kan buig, die hoof moet kan dien, die hoof moet 'n sagmoedige hart hê. Ek bly stil oor daai, want daai pas nie vir my nie. Maar ek wil die hoof wees, ek wil domineer. So ons vat, net soos Barabbas, ons vat 'n deel van die waarheid. En die deel wat ons nie pas nie, druk ons weg. Barabbas of Jesus? Watter pad gaan ons gaan? Halwe waarheid of die hele waarheid? Ek wil sluit hierso met Psalm 1. Psalm 1, ek lees die eerste paar versies hierso, Psalm 1. Vriende, ek het nou net my boek klaar geskryf, die eerste van 'n reeks boeke, die konflik tussen koninkryke. Die hele boek, ons gaan seker in die hele reeks, miskien 7-8 boeke sal daar wees, miskien so 4000 skrifgedeeltes, want ek wil seker maak dat ons die hele skrif daar so insit, nie net 'n stukkie wat mens hier uithaal en 'n stukkie daar uit nie. En daai konflik is 'n ding wat in ons lewens die hele tyd soos twee perde aan my hart trek. Psalm 1 sê daarso, vers 1, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan in die weg van die sondaars nie, en nie sit in die kring van die spotters nie. In ander woorde, hy hou hom weg van die bron van leuns. Hy hou hom weg daarvan. Maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink dit
sy wet dag en nag. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Kyk die verskil, waar hy geplant is. Waar is jou hart geplant? Vriende, ek skryf hierdie boeke. Ek wil julle dit sê, ek skryf hierdie boeke, want ek het gevind, en ek sê dit met trane in my oë, in die jare wat ek nou al hier so in Suid-Afrika bedien het, en selfs daar in Zimbabwe, ek vind en ek sê, wys nie vingers na enige spesifieke kerk toe nie. Ek het gevind onder gelowiges, dat die Bybelkennis van gelowiges baie swak is. Hulle het sekere gedeeltes van waarheid wat hulle koester, en die res ken hulle nie, of wil hulle nie op ag gee nie. Ek het hierdie boeke geskryf om mense te help om te verstaan hoe die baie dinge reg oor die Bybel by mekaar inpas, sodat ons die hele waarheid kan leef. Nie net 'n gedeeltetjie van die waarheid nie. Nie net dit wat ons nou koester, hoe ek is nou ek praat nou in tale, of ek doen nou dit, of ek is gedoop, of ek is gedit, of ek is gekatekiseer, of so en so, ek is nou okay. Nee vriende, ek wil die hele waarheid. Ja, so ek maak hierdie boeke beskikbaar, en ek skryf, en ek gaan, daar's baie koste verbonde daarin, maar ek gee my lewe om vir mense te help om die hele waarheid te kry, om jou hart te plant by die strome van lewende water. Daar's nie net druppels nie, vriende, dis strome van lewende water, en ons wil ons hart daar so plant, dat ons daai strome deur ons lewe kan vloei, sodat die hele waarheid ons lewens vul, ons huwelike vul, ons besighede vul. My reeks oor die Bybelse beginsels vir besigheid, laat mens nie net gaan oor die geld nie, maar jou hele lewe kom in orde. En dis hoekom ek skryf, dis hoekom ek praat hier oor hierdie dinge, want ek sien mense sukkel in so baie aspekte van hulle lewe. Ons is deurmekaar gemaak met al die nuus dinge wat meeste onwaarhede is, wat in ons ingeforceer is, deur die televisie, deur die wat ook al. Hierdie dinge spoel, soos vuil water, spoel dit oor ons die hele tyd, en ons neem dit in. Vriende, kom ons plant ons harte by die bron, die woord, die bron van lewende water, want dit is waar ons lewe vandaan kom. Dit is waar ons sterk gaan wees, dit is waar ons huwelike sterk gaan wees, dit is waar ons besighede sterk gaan wees, dit is waar jou lewensbesluite sterk gaan wees, want jy baseer dit op die woord van waarheid. Jy soek daarna, jy smag daarna met alles wat jy het, jy gee alles wat jy het om waarheid te kry. Mag die Here vir ons help, dat daai waarheid in ons kom, en enige iets wat vuil water is, enige iets wat nie reg is nie, moet verander word, soos daai verlore seun, daar by die varkhok kom, hy sê, ek gaan terug na my vader toe, en ek gaan vir hom sê, Vader, ek het gesondig. Dis waar die genade regtig inkom, waar ek deur geloof, waar ek reageer op die woord, en sê, Vader, my hart nodig om te draai. Daar's 'n draaipunt wat hierso moet kom, en ek moet daarmee deel. Ek vra u, vul my lewe met waarheid. Kom ons bid saam. Liewe Heer, ons smag na waarheid. Soos iemand wat in 'n woestyn is, wat desperaat dors is, smag na water, so smag my siel na u, o God, so smag my hart na waarheid. Ons is so deurmekaar gemaak met al die
opinies van die wêreld, selfs die slim mense wat almal hulle opinies het oor al hierdie dinge wat met ons besig is om te gebeur, die pestsiektes en allerlei goeters, Here, ons is moeg en siek en sat van al die opinies van mense. Gee vir ons insig in waarheid, dat ons besluite kan neem gebaseer op die waarheid van u woord, want in u woord is waarheid, is 'n bron van lewe, dit is lig, waar geen duisternis by is nie. Maak ons harte oop om waarheid te ontvang. Maak ons denke oop, help ons om tyd te spandeer, om daai waarheid te soek, te smag daarna. Help elkeen van my luisteraars om 'n besluit te neem en sê, ek gaan ophou om net sommer enige media en enige ding te luister nie. Ek gaan soek na waarheid. Gaan na plek kry, ek gaan my Bybel oopmaak, ek gaan soek en smag na waarheid. En Here, as ons soek, het u beloof, sal ons vind. Hy wat soek sal vind. Dis u belofte. Help ons na waarheid te soek en dit te kry. Ons vra dit in u naam ontwil. Amen. Jou oorwinning in Christus Radio. Basraak Webradio. Basraak, jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe basraak. Basraak. Basraak Webradio op www.basraak.tv